Hallo, ek is Marius Gryiling vir Suidlanders Media. Ek kan soos normaalweg wegspring met 'n paar stories van ons belaglike politieke sirkus wat hierdie land beheer, maar ek het agtergekom dat daar al hoe meer gepraat word oor 'n energy lockdown of 'n energie lockdown. Natuurlik as mens die woord lockdown hoor, dan dink mens regtig weer een. En almal het altyd gesê na die pandemie dat die mens nie weer vir hierdie tipe ding sal val nie. Maar almal het gedink dit sal weer een of ander virus of siekte wees waarmee hulle die wêreld tot stilstand gaan bring. Nou hierdie keer gaan dit oor die geveg tussen Amerika, Israel en Iran. Die geveg het gemaak dat die straat van Hormuz toegemaak is en 20% van die wêreld se olie kan nie verskaf word nie. Maar dis nie net die olie nie. Dis stikstof, dis sulfur en verskillende gasse. Die olieprys per vat het die hoogte ingeskiet en petrol en dieselpryse reg oor die wêreld het ook verhoog. Hier in Appington is die prys van diesel al klaar met R2 per liter by sekere vulstasies opgesit en die beoogde verhoging van R5 tot R8 per liter kom nog aan die begin van April. Die diesel by die vulstasies word ook op met net gedeeltes van hulle aankope wat afgelaai word. Dus kan jy net 40 liter op 'n slag op hierdie stadium kry. Vragmotors wat alles in ons land vervoer, ry van vulstasie tot vulstasie binne sekere dorpe net om genoeg brandstof te kan ingooi om verder te kan aanry na hulle bestemmings toe. Nou hierdie probleem is wêreldwyd en daar is baie lande wat al klaar sekere reëls ingestel het, soos 'n 4-dag werksweek. Werk van die huis af. Mense moet soveel as moontlik saam met mekaar probeer ry. Spoedlimiete is verminder ensovoorts. En net soos met die pandemie se begin, het dit so wonderlik geklink. Ek gaan lekker van die huis af werk. Dit gaan soos 'n vakansie wees ensovoorts. Maar toe op die ou ende was dit nie so lekker gewees nie. Maskers dra, inspuitings kry, kerke wat toegemaak is, kan nie drank en sigarette koop nie, kan nie vir jou familie en jou vriende gaan kuier of hulle sien nie, en die klein besighede wat op 'n streep toegemaak het. Nou maar jy kan seker onthou, nê, hoe dit was. Jy het dan saam met my deur dit gelewe. Nou kom gaan hierdie energie lockdown wat beplan word weer mense met 'n slap riem vang. Want hulle laat klink dit weer asof dit alles net vir jou eie beswil gedoen word. Maar kom ek gaan jou 'n paar bewyse gee dat dit alles deel is van 'n groter plan. Wat is die plan se naam? Dit is om die hele wêreld op 'n net zero te kry, soos hulle sê. Dis nou dat ons as 'n wêreldpopulasie teen die jaar 2050 geen meer koolstofdioksied in die lugruim in mag vrylaat nie. Dit beteken geen normale petrol of diesel voertuie nie, geen lugvaart nie, geen groot skepe wat produkte vervoer tussen lande nie. Die webtuiste UK Fires het die plan se hele tydlyn op wat presies wys wanneer wat in die wêreld gaan moet gebeur dat hierdie agenda sy eindpunt op die regte tyd gaan kom. So kom ons werk gou deur 'n paar punte van hierdie tydlyn af. Die motorindustrie moet tussen 2020 en 2029 glad nie meer ontwikkel word met fossiel brandstowwe in die oog nie. Dit moet met koolstofdioksied besparings gedryf word. Dit beteken elektriese voertuie. Dan tussen 2030 en 2049 moet alle voertuie elektries wees met 'n gewig minder as 1000 kg. In 2050 moet alle voertuie 60% minder beweeg as in 2020. Met ander woorde, jy gaan nie meer jou eie voertuig mag hê nie of jy gaan ook nie sommer meer met 'n voertuig mag rondbeweeg nie. By lugvaart wil hulle tussen 2020 en 2029 alle kleiner lughawens laat toemaak en mense moet meer gebruik maak van treinvervoer. Tussen 2030 en 2049 moet alle lughawens toe wees en teen 2050 sal daar geen meer lugvaart wees nie. Dink dit vir jouself in, hè? Geen meer lugvaart nie. Skeepsvervoer moet tussen 2020 en 2029 verminder word. Tussen 2030 en 2049 moet dit verminder na niks toe nie en in 2050 sal daar dan geen skeepvaart meer wees nie. Wonder hoe lande tussen mekaar gaan handel dryf of
dit dan een wêreldorde gaan wees wat elke land net genoeg vir homself gaan maak in fabrieke natuurlik. Nou spoornetwerke moet opgegradeer word om die daling in motorvoertuie en lugvaart te kan absorbeer tussen 2020 en 2029. Tussen 2030 en 2049 moet die treinnetwerke verder opgegradeer word om alle skeepsvervoer en lugvervoer te kan absorbeer, asook treine moet teen 2050 ten volle elektries wees. Nou by ons kos en hierdie ene gaan 'n bietjie swaar wees vir die mense wat hou van vleis en hou van braai. Tussen 2020 en 2029 moet bees- en skaapvleis se verbruik met 50% verminder word, asook enige invoere van kosse met lug- of skeepsvervoer. Dan 2030 tot 2049 word bees en skaap heeltemal uitfaseer, asook die invoere van kosse en ook die stikstofgebruike van boere vir hulle boerderye. Jy weet, kunsmis. 2050 moet alle maniere wat kos gaar gemaak en vervoer word met 60% verminder word. Geen wonder hierdie fabrieke wat hierdie laboratorium vleis en kos maak nou iewes skielik so vermeerder in die wêreld op die oomblik nie. Nou daar is nog baie meer wat ek van kan gesels, maar kom ons eindig met hulle plan vir die fossiel brandstowwe. 2020 tot 2029 moet die gebruik daarvan drasties verminder word, behalwe vir die gebruik vir die maak van plastiek. Tussen 2030 en 2049 word fossiel brandstowwe heeltemal van ontslaag geraak en teen 2050 is daar niks wat meer met dit gaan werk nie. Dink jouself in, hè? Petrol, diesel, parafin, gasstowwe, gasse, alles gaan hulle sê dit gaan nie meer teen 2050 gebruik word nie. Die vraag is, hoe dink jy gaan hulle hierdie elites wat vir ons besluit het, vir my en vir jou, dat hulle die aarde gaan red deur hierdie plan te wil instel, hoe dink jy gaan hulle hierdie plan dan laat dit gebeur? Dink jy hulle gaan die mense maar net vra, ag asseblief, sal julle nou nie maar verander nie, ons dink dit gaan die aardbol red ensovoorts? Of dink jy hulle gaan die wetenskaplike laboratoriumse virus vrylaat per ongeluk wat 'n pandemie veroorsaak? En dan die medisyne wat jy daarvoor moet vat, maak eintlik nog meer mense dood as wat die oorspronklike virus dan doen. Dink jy nie daar gaan 'n paar oorloë en gevegte uitbreek tussen lande wat hierdie fossiel brandstowwe tot op sy knieë gaan laat kom nie? Terwyl dit alles aan die gebeur is, dink jy nie die wêreldekonomie gaan vou en dat hulle gereed staan met hulle digitale idees en met hulle digitale geldstelsels nie? Dink jy die 15 minute stede waaroor daar gepraat word dat jy alles te voet gaan kan kry en jy gaan nie 'n voertuig hoef te hê nie, maar terselfdertyd gaan jy ook nie uit hierdie 15 minute stad mag uitbeweeg nie? Dink jy nie daai beplanning is klaar reg ook nie? Nou miskien wil ek nou die bobbejaan agter die bergloop haal met al hierdie stellings wat ek maak, maar ek sê vir jou, as jy eers begin het om die legkaart stukkies bymekaar te sien en waar hulle inpas, dan is dinge nie meer samesweringsgedagtes nie. Dit raak die waarheid, dit raak die werklikheid voor jou oë daagliks, soos wat die tyd aanstap. Nou spandeer tyd in ons Vader se woord, begin hierdie dinge navors en wees gereed vir dit wat oor die wêreld gaan kom. Van my kant af, mooi loop.